Dit is so lekker om vanoggend vir Wiaan Soelwald in die ateljee te hê. Nou hy is TLI Suid-Afrika se jong boer van die jaar van 2024. En ek dink dit is tyd, dit is belangrik om so nou en dan by hierdie jong boere in te loer en te hoor wat so 'n jaar in hulle lewens beteken. Wiaan, baie welkom by Grootplaas. Goeiemôre, ja, baie dankie vir die geleentheid om bietjie met julle te kan kom gesels. Ek wil nou nie sê my plaas is groter as jou plaas nie, maar jy is hier op Grootplaas. Dit is vir ons 'n groot voorreg om jou hier te hê. Dit is nou amper 'n jaar sedert jy die titel gekry het vir TLI Suid-Afrika se jong boer van die jaar. En ons sien altyd hierdie kompetisies, maar ek dink nie ons as gewone man op die straat weet wat beteken 'n titel soos hierdie vir 'n jong boer nie. So, hoe was jou jaar? Hoe het jou lewe verander in die afgelope jaar? Ek hoop baie. En wat beteken die titel vir jou? Ja, ek dink op grondvlak is dit besigheid soos altyd. Maar van 'n persoonlike kant af baie persoonlike groei gehad en baie goeie ontwikkeling gehad. Ek het ook baie meer betrokke geraak by TLI. Ek was onlangs verkies as TLI Jongboer Komitee se ondervoorsitter. En ek dink dit is belangrik want 'n organisasie maak redelik staat op betrokkenheid van hulle lede as ook die ondersteuning van hulle lede. Maar dit is ook verskriklik lekker om raak gesien te kan word en erkenning te kan kry van mense harde werk. Maar ek dink die grootste verandering wat in my lewe gebeur het sedert die wen van die kompetisie is dat die skaal van mense wat ek kon aanraak om mense aan te raak in verband met ons industrie en wat vir ons relevant is, het aansienlik baie vergroot. Vertel vir my eers 'n bietjie van jou boerdery. Nou, waarin spesialiseer julle? Okay, as vir dis op die stadium is dit my pa Manfred Soelwald en my oom Etienne Soelwald se boerdery. Ek alhoewel ek deel is van die familie, moet ek eers nog my pond vleis verdien. Ek verstaan dit baie goed. Ja. Ek bly jy verstaan dit. Jou pa seker nou soos ja, broer. Hulle maak baie goed seker ek verstaan dit. Ja. En hulle luister, so ek moet maar die regte goed sê. Ja. En dan my pa en my oom is die eerste generasie van die besigheid wat hoofsaaklik in varkproduksie spesialiseer en dit behels nou natuurlik die teeling van die moederdiere as ook die vervangingsdiere en bemarkingsdiere tot die grootmaak van die eindproduk. Ons het so ook 'n toeliekudde wat my oom se hart se punt is. Ek kan dink. En ons is verder gediversifiseer in 'n aandeelhouding met 'n varkabattoir. Wat het jou laat besluit? Want ek weet daar is geweldig. Ek meen 'n boer is 'n talentvolle wese. Mense, ek sê altyd 'n boer is gemaak nie net om planne te maak nie, maar om seker te maak dat planne word uitgevoer. Kosproduksie is daar. So wat het jou laat besluit om in te skryf? Want om 'n titel soos hierdie te hê, jong boer van die jaar. Jy ding met klomp ander talentvolle jong boere van die jaar. Dis 100% korrek, ja. Ja, ek kom uit 'n agtergrond van professionele sport uit. So ek het 'n baie kompeterende streek wat ek nie regtig kan afsit nie. Moenie. Nee, ek beplan ook nie om dit te doen nie. Maar dit was laas jaar was my tweede probeerslag in die jong boer van die jaar kompetisie. So dit was vir my natuurlik bitter belangrik om goed te kan doen. Maar op die einde van die dag was die groot dryfveer of die groot motivering agter my besluit om deel te neem was om mense bewus te maak van wat relevant is in ons industrie, wat die varkindustrie is, en mense kundig te maak oor hoe varkvleis eintlik geproduseer word, en mense ook bewus te maak van die gehalte rand tot kilogram proteïenwaarde wat 'n mens uit varkvleis uit kan kry. Dis baie belangrik want ek dink as mense 'n platform soos hierdie het en soos die titel wat jy nou het is, daar kom maar 'n bietjie verantwoordelikheid saam met dit, né? Jy kan nie net rondry en jou ek neem aan 'n baie oulike goeie bakkie wat jy gekry het, maar dit gaan nie net oor die titel nie, dit gaan oor die verantwoordelikheid om bewusmaking in mense industrie en ek's mal daaroor dat dit vir jou belangrik is. Sê vir my vir jong boere wat dalk wonder, hoe skryf mens in? Ek meen, hoe laat mense jou sien, jou raak sien? Hoe werk daai proses? Was dit moeilik en intensief en uitdagend geweest om in te skryf? Kyk, ja, ek sal enige jong boer verseker aanmoedig om deel te neem aan die kompetisie. Ek dink dit is baie belangrik om trots te wees in wat jy doen. En ek voel ons wat in die landbousektor is, het 'n verantwoordelikheid om mense te wys wat ons doen en die manier wat ons boer. Ek dink veral in vandag se tyd, ons produsente kry baie druk
van 'n ESG perspektief af van die manier hoe hulle moet boer. So dis belangrik om vir mense te wys wat ons doen en hoe ons dit doen. En op die einde van die dag is dit 'n baie goeie leerskool. Ek kan dink. Mens word regtig vir uitgedaag vir alsou mens die kortlys haal met die vrae wat vir jou gevra word. En dis mense het baie wat jy daaruit kan leer en baie stof tot nadenke. Ek kan dink. Wat jy dan natuurlik ook help vorentoe vat al wen mense die kompetisie nie. Ek dink die blootstelling en om mense bewus te maak van wat ook al landbouindustrie jy in is baie belangrik en die jongboer van die jaar kompetisie was vir my persoonlik 'n ideale platform om mense bewus te kon maak van die varkindustrie. En prakties, wat het jy as mens en as iemand wat droom oor Suid-Afrika se landbouindustrie en iemand wat jou spore jy wil ook jou eie spore agterlaat. Wat was daai persoonlike ervaring? Wat het jy uit dit uitgekry vir jou? Vir my persoonlik was dit soos ek genoem het, was baie lekker om raak gesien te kan word, maar en 'n vorm van erkenning te kan kry. Maar in terme wat dit vir my beteken, is dit baie lekker om landbou te kan promoveer, mense daar buite bewus te maak van landbou en ek dink dis nie net belangrik om mense bewus te maak, jy moet met landbou ook aantreklik maak vir mense. Want ek meen waar anders te gaan ons jong boere vandaan kom. Ja. So ek voel daai mense het 'n bitter groot verantwoordelikheid om presies dit te kan doen. En dis een ding om te sê mense is passievol oor mense werk. Wat is die een ding van jou rol in die boerdery wat jou opgewonde maak elke dag? Ek dink die ding wat my baie opgewonde maak elke dag is daar's 'n klomp faktore wat elke dag in mekaar vleg en gebeheer moet word om die perfekte eindproduk te kry. En die hele kompleksiteit van die tipe besigheid wat 'n varkbesigheid is, interesseer my verskriklik baie. Ek is ook verskriklik lief vir verwisselingsmarkte en ek investeer ongelooflik baie tyd in kommoditeitsverwisseling en graanverwisseling in. En jy weet vir ons is 70% van ons insetkoste is die voer van die diere. So dit is van uiterste belang om 'n baie goeie aanvoeling te hê met wat tans in die graanmarkte gebeur of wat vorentoe kan gebeur en so ook die regte besluite te kan neem wat jou aankope aanbetref. Was jy een van daai klein seentjies gewees wat in boerdery groot geword het en van kleins af geweet het dis wat ek eendag gaan doen, of is jou storie meer van hoe ouer jy geword het, hoe meer geïnteresseerd jy geraak het? Ek wonder altyd, is dit 'n soos die Engelsman sal sê 'n given dat as jy op die plaas groot word, dis waartoe jy gaan? Ja, dis 'n goeie vraag. Ek onthou jou pa kykie so net. Ja, ek onthou. Kyk, ek het groot geword in landbou. Beide my oupas het geboer. My oom boer, my ander oom boer, my pa boer. Ek nog my hele lewe lank op 'n plaas gebly, alhoewel ek 'n groot gedeelte van my lewe meeste van die tyd in die buiteland was ek persoonlik altyd seker wat my einddoel is in terme van wat my loopbaan aanbetref. So ek het altyd geweet ek gaan terugkom plaas toe. Maar ek hou van dit. Ek dink nie dit is altyd soos jy sou sê 'n given nie. Ja. Daar's maar gevalle wat kinders ongelukkig doeteenvoudig net nie belangstel in die boerdery of in die plaas nie en ek dink dit kom weer terug van hoekom dit belangrik is om landbou aantreklik te maak vir mense. Ek dink as mens kyk na die uitdagings wat daar op die oomblik is, want soveel industrieë en soveel gedeeltes van om in Suid-Afrika te bly, mens wil net na die mooi kant kyk, maar die feit is daar is uitdagings. Is dit vir ons generasie en vir jy wat nou tussen ander jong boere, wat is daai gevoel op die grond? Ek meen, is daar hoop? Is daar veerkragtigheid om 'n verskil te maak? Veral as mens kyk na die toekoms van boerdery in Suid-Afrika. Nee, 100%. Kyk, ek meen ons kan ons nie blind staar vir al die uitdagings nie en veral in die landbousektor. Maar het enige sektor nie eintlik maar sy uitdagings. Absoluut. Ek sê nie mens moet jouself blind staar daarvoor nie, maar ek het onlangs 'n toespraak gegee oor denkwyse vir sukses. En my aanknopingspunt was gewees in chaos there's always opportunity. Dis mooi. En dit is maar op die einde van die dag waarop dit neerkom. Ja, daar's baie uitdagings, daar's baie geraas om ons. Maar daar is ook geleenthede onder dit wat daar wegkruip. So jy moet net vir jouself kan besluit
hoe gaan ek om of deur dit werk om by daai geleenthede uit te kom? En saam met dit moet ons ook onthou in die kontinent waar ons woon, hongersnood is 'n werklike probleem hierso. So presies daai rede maak dat ons definitief nog 'n plek hier het. Ek hoop so, en mense, ek het nou nog gehou van wat jy sê, is altyd geweet jy gaan terug plaas toe kom. Dis so mooi, né? Ja. Geen nie om waar mense in die wêreld gaan ondervinding optel nie, kom terug plaas toe. 100%. Sê vir my, deel van die kompetisie was ook nie net oor die produksie en die doen nie. Dit was deel van, daar was ook 'n groot deel wat gefokus is op gemeenskapsbetrokkenheid. Nou, hoe dink jy moet 'n boer in sy gemeenskap betrokke wees? Okay, ek dink om mee te begin vat dit 'n baie spesiale persoon wat betrokke is in landbou. Jy weet, ons is maar ons is baie dinge gegee van die natuur af waarmee ons moet werk en wat ons moet oppas. So dit bly 'n baie groot voorreg om te kan boer. Maar landbou is seker een van die vinnigste verbeterende en groeiende industrieë. Jy weet, as jy vat om te boer is glad nie meer dieselfde wat dit 30 of 50 jaar terug gelede was nie. Ja. So vir my veral 'n jong boer vandag, dit is van kardinale belang om dinamies en kundig te wees wat jy doen. Maar dit is ook terselfdertyd baie belangrik om 'n besigheidsman mentaliteit te hê en so ook jou praktikaliteit van boerdery te kan komplementeer. En op die einde van die dag voel ek ook 'n jong boer, omdat ons as boere spesiale mense is wat in landbou is, moet ons diep spore trap waar ook al heen ons gaan. En waar ons 'n verskil kan maak, moet ons presies dit probeer doen. Ek hoop mense neem notas vanoggend. Want daar is baie redes om oor opgewonde te wees, spesifiek as dit kom by die landbou sektor. Sê vir my, dis een ding om aangewys te word as 'n wenner. Maar as jy moet terugsit en dink, hoekom is jy gekies as die wenner? Daai iets ekstra wat jy weet jy gee, wat al sien mense dit partykeer nie. Hoekom dink jy het jy gewen? Ek dink jy mag maar 'n bietjie brag. Ek dink die beoordelaarsspan het net gedink ek is baie oulik. Nee, ek spot sommer maar net. Ek is 'n absolute perfeksionis. So alles wat ek aanpak is vir my alles of niks nie. Ja. En dit was vir my baie belangrik toe ek die kortlys gehaal het om vir hulle 'n baie mooi prentjie te kan skets van hoe die varkindustrie werk en hoe ons boerdery werk. Ja. En dit het my ook sommer net nog gehelp leer om nog meer uit die boks uit te dink. Ek kan dink. Jy weet, want landbou, jy moet verskriklik dinamies wees en jy moet die hele tyd baie goeie vernuf en vooruit gaan en dit het my dit alleen met die voorbereiding van die beoordelaarspan wat na my toe gekom het my baie stof tot nadenke gegee. Ek dink een van die groot goed van om 'n boer te wees is, en dis wat dit baie keer moeilik maak, is jy moet beplan vir die onverwags. Die onverwags, daai goed wat jy nie weet gaan kom nie, maar jy weet jy moet gereed staan altyd. Nou, as jy iets kan sê vir jong boere, en ek nie net nou nie, toekomstige jong boere, skoolkinders wat net hierdie droom het van ek wil terug plaas toe gaan. Ek wil net gaan doen wat ek doen, maar plaas is waar ek hoort. Wat sal jy doen om hulle, of wat sal jy sê om hulle te bemoedig net om seker te maak hulle kom by die plaas uit? En hulle is op die regte spoor wanneer hulle wel by die plaas is. Ek sal sê mense moet begin om jou besigheidsmentaliteit of vernuf te groei en ontwikkel. Kyk, die praktikaliteit van boerdery gaan natuurlik altyd daar wees, maar die besigheidselement is onsaglik belangrik. Ja. Jy weet, mense kan so goed boer as wat jy kan, maar as dit nie 'n goeie winsgewende besigheid is nie, gaan jy nie meer boer nie. Maar en saam met dit sal ek sê mens moet verseker betrokke raak by georganiseerde landbou. Ja. Dit gee vir jong boere of medeboere baie goeie platform om uit te kan reik na medeboere toe. En laastens sal ek sê jong boere moet onthou, ouer, meer gevestigde boere deel baie graag hulle kennis. Ja. En ons moet dit gebruik. Ons moet daai ooms vra wat het hulle gedoen en hoe het hulle dinge verbeter of anders te gedoen, wat was hulle foute, want ek persoonlik het nog nooit geleer uit die goed wat ek reg doen nie, net uit die foute uit wat ek maak. Ek dink een van die belangrikste goed is, luister ook net as daar gepraat word. Ja, luister. precies. Hoorie Wian, dit is so lekker met jou gesels. Ek het eintlik nog 50 vrae, maar ons tyd is op. Ek hoop regtig dat die toekoms so mooi is as wat jy dit beplan. Nee, mens skep mense eie toekoms. Dankie vir jou passie vir die landboubedryf en ja, geluk weer eens met die titel.